Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Hierdie is die woord van God. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Giljon, Efratite uit Bethlehem, Judea. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa, en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon albei afsterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het, deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi vir haar 2 skoondogters: "Gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man." En sy het hulle gesoen. Maar hulle het hul stem verhef en geween en haar gesê: "Nee, ons sal saam met u teruggaan na u volk." Maar Naomi sê: "Draai om, dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop, en nog vandag aan 'n man behoort, en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het? Sou julle in die geval julleself opsluit, om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is." Toe verhef hulle hul stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar dit het aan haar vasgehang. Daarop sê sy: "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan." Maar dit sê: "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u aan om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u." Toe sy sien dat sy vasbesluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle 2 het op pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle opskudding geraak. En die vrou het gesê: "Is dit Naomi?" Toe antwoord sy hulle: "Noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het?" So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekeer het. En hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Goeiemôre, Ligpunt en gaste wat vandag eerste keer by ons is. Dit is goed om saam met julle te kan wees vanoggend. Soos Johan gesê het, begin ons met hierdie nuwe reeks in die boek van Rut, wat ons so vir die volgende, daar's 4 hoofstukke, ons gaan 'n hoofstuk 'n week tackle, en so vir die volgende maand gaan ons saam deur die boek van Rut werk. Ek's baie opgewonde, ek vir een het nog nie deur Rut tevore gewerk nie, en so dis is my net verstom hierdie week wat 'n amazing stories hierdie is. En so ek hoop dat ons almal sal nie net opgewonde raak oor die fascinerende stories wat soveel jare gelede geskryf is nie, maar wat so duidelik en met ons praat in 2023 in 'n plek soos Pretoria. Ek wil net voordat ek vir ons bid, wil ek net een ding sê, want dit het my net weer getref vanoggend toe ons gesing het. Dis vir my, al is dit net vir my, ontsaglik bemoedigend om so saam met God se mense te sing elke Sondagoggend. En ek
weet dat nie al die musiekspan is nou hier nie, party van hulle is nou die musiekspan daar bo by die kinders, maar as jy deel is van die musiekspan en dit sluit verseker ook Fish in daarbo wat week in en week uit vir ons die klankies sal doen. Baie dankie vir die manier wat julle dien. Dit is so goed vir ons harte. Dit is so goed vir ons om so saam te sing. En eintlik as ons net na die liedjies geluister het in die liturgie vanoggend, dan kan ons eintlik net nou sê amen, kom ons gaan huis toe, want die Here het al reeds vanoggend dink ek so goed ons in ons geloof opgebou. So daar baie dankie musiekspan. Thanks Fish, dankie vir julle daarso. Julle kom ek bid vir ons en dan gaan ons inspring in Rit hoofstuk 1. Kom ons sluit die oë. Kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet. Ja Vader, ons wil na U toe kom, o God, en ons benodig, Here, in hierdie oomblik U uitermatige genade in ons lewens, o Heer. Here, U is 'n God wat heeltyd aan die werk is. U hand is oral te sien. Ag Here, maar op die beste van tye is ons oë te blind om dit te gewaar. Here, en U is 'n God wat heeltyd deur praat. Die hemele balsyn uit wat U glorie is en wie U is en wat U verdien. Maar Here, ons op die beste van tye is so gejaagd. Ons is so besig om te dink aan die volgende ding op ons to-do-lys. Here, dat ons die stem op die beste van tye nie hoor nie. Here, ons dankie vir sulke samekomste van U mense, soos nou vanoggend van die kerk. Here, waar ons net vir 'n oomblik in die harwar van ons lewens kan stil raak, sodat ons U kan sien en U kan hoor. Ag asseblief, Here, ons is hier en ons bid en vra, kom praat met ons. Kom doen dit ook nou deur hierdie gedeelte in Rit hoofstuk 1. Here, waardeur U ook 'n boodskap vir ons het. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, wanneer dit kom by stories, soos jy dink aan stories, en dit kan waar wees van rolprente, dit kan waar wees van boeke wat jy lees, maar op die einde van die dag is daar net twee tipe van maniere wat stories eindig. Daar is stories wat eindig met 'n happy ending, met 'n goeie einde, en dan is daar stories wat eindig met 'n slegte einde. Nou, hier is nie statisties bewys nie, maar ek sou sê ek dink dat omtrent so 95% van alle flieks het happy endings. So daar's een of ander plot, daar's een of ander storie wat afspeel, daar's gewoonlik 'n spanning, daar's 'n probleem, maar dan eers op die einde dan vind mens dat daar's bevrediging en alles wat sleg is draai op die einde uit vir die beter. En ons kan uitstap en ons kan diep sug en ons is baie happy daaroor. So ek dink 5% van die flieks al buite en die boeke wat ons lees, dit slegte eindes. En so daar's een of ander slegte ding wat gebeur en jy wag dan vir dinge om beter te raak en dan begin die credits net te rol na die tyd. En dan is dit klaar. Dit is gewoonlik by Cinema Nouveau wat jy daai tipe van stories kry. Maar die realiteit is, ek dink die rede hoekom die meeste van ons hou van en hoekom die meerderheid van stories al buite goeie eindes het, want as ons moet eerlik wees, is dit wat ons almal na smag. Elkeen van ons dink oor ons eie lewens as 'n verhaal, as 'n storie wat afspeel, en almal van ons het nie net 'n begeerte dat die storie van ons lewens 'n happy ending sal hê nie. Ons eintlik dink dit is hoe dit behoort te wees. Daar's 'n ding diep binne in elkeen van ons wat voel, dit is hoe dit moet wees. Dinge behoort vir die beter uit te draai. En almal van ons weet dit diep binne in ons. Die realiteit is egter, vriende, is dat soos wat almal van ons vandag hier sit, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, elkeen van ons sit vandag hierso, en ons is baie bewus van die feit dat die stories van ons lewens is nie tans 'n sprokies verhaal nie. Elkeen van ons hierso sit met seer en met pyn, met hartseer, met vrese. Ons staan gebuk onder die gemors en die gebrokenheid van die wêreld, en ons is elkeen op verskillende maniere, maar almal van ons diep, diep behoeftig. En ek wonder, wat is dit tans vir jou? So stop en dink gou net 'n oomblik oor jou eie behoeftigheid. Wat is die gebeure in jou lewe, dalk in die verlede of nou in die hede, wat jy wens anders te kon geskryf gewees het in jou lewensstorie?
Vra jouself af, hoe is jy heiliglik besig om amper desperaat jou lewe te probeer inrig om die storie van jou lewe 'n happy ending te gee? Ons almal is besig om dit te doen. Hoe is jy besig om dit te doen? En vriende, ek begin hiermee want dit is in wese waaroor die boek Rut gaan. Die storie, dit's genoem die boek Rut, maar dit is eintlik 'n storie oor twee vrouens, beide Rut as ook Naomi. En die boek Rut, vriende, is kort, maar dit is so 'n kragtige storie. Dit is 'n ware verhaal wat juis gepen is om ons te vertel van die sleg en die seer, die behoeftigheid van hierdie twee vrouens, van Rut en Naomi. En dit is 'n storie wat ons oor die loop van die volgende 4 weke gaan sien, gaan vir ons wys hoe in die midde van hulle behoeftigheid is die onsigbare hand van die Here heeltyd teenwoordig. En hulle is vrouens wat in geloof reageer en lewe in die lig van die onsigbare hand van die Here. En hierdie storie gaan eindig met 'n goeie einde, met 'n happy ending. En ek wil hier reg aan die begin, moet ons dit nie mis nie, want dit is die traject van die storielyn van die boek van Rut. En so moet dit asseblief tog nie mis nie. Dalk het jy jou Bybel byderhand, jy kan dit kyk of jy kan later daarna gaan kyk. Maar die storie van Rut begin met hierdie verlies en hierdie verdriet wat ervaar word deur hierdie twee vrouens in hoofstuk 1. En dan aan die einde van die storie gaan ons sien, en aan die einde wat ons gaan kom by hoofstuk 4, gaan ons sien dat daar is verlossing en daar is vreugde vir hierdie twee vrouens. In hoofstuk 1 wat ons vandag gaan sien, gaan ons vir Naomi vind, en sy gaan dit sê, ons gaan hierdie woorde van haar hoor, waar Naomi gaan sê in hoofstuk 1 dat sy is leeg, maar teen die einde van hoofstuk 4 gaan ons sien hoe sy vol is. Die storie vandag begin met 'n hongersnood, maar teen die einde van hoofstuk 4 gaan ons sien is daar oorvloed. En die storie vandag is beide Naomi en Rut, is beide van hulle vreemdelinge, maar teen die einde van hoofstuk 4 gaan ons sien, is hulle deel van 'n baie, baie spesiale familie. In vandag se gedeelte gaan ons sien hoe Naomi op 'n stadium in vandag se gedeelte sê dat sy haar naam moet verander word, haar naam is Mara, want dit is haar realiteit, sy is bitter. Maar teen die einde van die storie is sy weer Naomi. En daai naam Naomi beteken aangenaam, soos dit gaan vanaf bitter af na aangenaam toe. In vandag se gedeelte sien ons hoe beide hierdie vrouens kinderloos is. Maar teen die einde van die storie gaan ons sien hoe beide van hulle die voorouers word van die koningskind van koning Dawid. En hier's die verstommende ding, vriendin vir jou en vir my, die boek Rut is ook nie net 'n nice storie oor twee vrouens 3000 of hoeveel duisende jare gelede ver weg wat niks met jou en my uit te waai het nie. Hier's die amazing ding van hierdie storie. Jy's gegee hoe die boek eindig. Gegee die feit dat die storie van Rut en Naomi op die diepste manier verband hou met die storie van koning Dawid. En koning Dawid se storie is deel van die storie van koning Jesus. Beteken dit dat elkeen van ons hier wat of reeds vir Jesus as koning erken, of elkeen van ons wat die geleentheid het om vir Jesus as koning te erken, beteken dit dat hierdie storie van Naomi en Rut kan ook jou en my storie wees. Ons kan deel hê, vriende, aan dieselfde storie van hierdie twee vrouens van Naomi en van Rut. Wat ons in hierdie storie gaan sien oor hierdie reeks deur vriende, is dat dit gaan vir ons leer hoe ons, soos Naomi en soos Rut, te midde van ons swaar kry en seer, te midde van ons gebrokenheid, te midde van ons behoeftigheid, kan ons weet dat die onsigbare hand van die Here is aan die werk, as ons maar net die oë kan hê om dit te sien, en as ons maar net in geloof kan reageer in die lig van dit, sal ons uiteindelike stories soos Naomi en Rut 'n happy ending hê. En dit is wat ek wil hê ons moet sien. Ons kom vandag nou by hoofstuk 1. Hou asseblief daai blaadjie by die rand. Ek gaan vandag deur die Afrikaans werk, deur die 53 vertaling van dit werk. Vriende, wat ons in vandag se gedeelte gaan sien is juist dit. Die gedeelte gaan vir ons vertel hier in die begin van die storie waar dinge nog nie great is nie. Dit gaan vir jou en vir my help sien waar is die Here te midde van ons behoeftigheid en hoe lyk dit vir jou en vir my om in geloof te wandel met die Here. Die storie breek op in 3 tonele. Die 3 tonele word vir ons gegee aan die hand van 3 geografiese
boundary makers wat ons het in die storie. So die eerste gedeelte gaan ons sien, die eerste toneel skiet af in hierdie heidense land Moab. Die tweede toneel gaan afskiet op die pad tussen Moab en Bethlehem, en dan gaan die derde toneel in die storie gaan afspeel in Bethlehem. En ek wil graag hê ons moet sien en daarna kyk aan die hand van die volgende 3 opskrifte. So hier is die eerste een, dit behoort op die skerm agter my ook te wees. Die eerste gedeelte van ons storie vandag in Rit hoofstuk 1 is dit, vriende, sien raak saam met my, die Here se verlossing word op ag geslaan. Die Here se verlossing word op ag geslaan. So die storie begin soos alle goeie stories met die skrywer wat ons vertel van baie spesifieke omstandighede waarin hierdie verhaal afspeel. Sien jy dit daar in vers 1? Vers 1 sê vir jou en vir my, en in die dae toe die rigters geregeer het. Nou die woordjie en, al klaar sê dit vir ons, maar wat dit vir ons sê dat dit wat nou volg hier in die boek van Rit hou verband met, moet saamgelees word met die vorige boek, nee. Dit is die storie van rigters. Nou dis belangrik dat ek en jy moet duidelikheid hê oor wat aangegaan het in die storie, wat hierdie storie nou mee verband hou. So soos jy sal onthou dalk so 'n bietjie van Sondagskool af, is dat God kom, hy maak beloftes aan die volk van Israel, hy red hulle uit Egipte uit, hy vat hulle deur die woestyn vir hoeveel jare ook, en dan uiteindelik kom God, hierdie volk wie hy verlos het, wat sy mense is, en onder leiding van Joshua, gaan God en hy bring hulle in die beloofde land en hulle verower die heidene nasies in die land Kanaan. En teen die einde van Joshua se lewe waarsku hy die volk, want hy kan al klaar begin sien, maar hierdie mense is besig om perspektief te verloor. Joshua sê vir die volk aan die einde van die boek van Joshua, hy sê vir hulle, hoor hierso, ek is op pad om te sterf, maar asseblief tog moenie met die heidene nasies ondertrou nie. As julle met die heidene nasies gaan ondertrou, gaan julle hulle gode begin aanbid en dan gaan julle net weer in slawerny opeindig. En dan so wrintie waar wat ons het in die begin van die boek van Rigters, sterf Joshua en dit is presies wat gebeur. Die volk begin vergeet van die verlossingswerk van die Here. Hulle begin te ondertrou en heeltemal te veel te mingle met die goddelose wêreld om hulle in Kanaan. Hulle begin daai afgode aanbid en hulle eindig op in slawerny. God kom in die boek van Rigters oor en God rig dan rigters op. Rigters is hierdie militêre, politiese, geestelike leiers wat God opgerig het vir Israel. En dan kom hulle en hulle red elke keer God se mense uit die slawerny, uit die gemorsheid, wat hulle afgoderry hulle ingekry het. Maar dan wat gebeur, of die rigters sterf in die boek van Rigters, of hulle self verloor die plot, en hulle wiele kom af, en dan gebeur net dieselfde ding, en weer eindig die volk op in slawerny. Kyk gou vinnig saam op die skerm, hier is 'n refrein, wat reg deur die boek, vir die laaste gedeeltes van die boek van Rigters, oor en oor herhaal word. Kyk, dit behoort, okay, daai refrein. En ons sien dit in verskillende maniere, oor en oor in die einde van die boek. Die boek van Rigters sê vir ons, in daardie dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. In fact, daai presiese woorde is net die vorige versies voor ons en. So die versie net voor die boek Rit begin is daai versie. In daardie dae, in die dae van Rit, in die dae toe die rigters geregeer het, vers 1, was daar geen koning in die land nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En dit, vriende, is die wêreld waarin die boek van Rit dan afspeel, en dit is, hoor asseblief tog mooi, die rede hoekom daar hongersnood, vers 1, in die land is. Toe God 'n verbond met Israel gemaak het, Deuteronomium 28 was een van die waarskuwings wat God vir Israel gegee het, is dat as julle nie gaan getrou lewe in verhouding met my nie, as julle in ongeloof en ongehoorsaamheid in verhouding met my gaan wees, Deuteronomium 28, gaan daar hongersnood in die land Kanaan wees. As dit ware, as 'n manier dat julle kan besef, luister hier, die Here het hom onttrek, hy het sy goedheid onttrek van ons as 'n mense af. Dit is die rede vir die hongersnood hier in die land wat ons hierso sien. En dit, vriende, aksentueer dan ook hoekom die skrywer van die boek van Rit
dan die storie begin soos wat dit doen. En jy tel dit nie op in die Afrikaans of in die Engels nie, maar hierdie eerste 6 verse is vol van ironie. Dis eintlik verskriklik tragedies. En so kyk gou saam met my daar na die teksgedeelte. En ek wil dit net vir ons uitwys. Jy sien, ons lees hier in vers 1 tot 6, reg aan die begin van die boek van Rut, van hierdie man, sy naam is Elimelech. Nou, Elimelech in Hebreëus beteken, God is my koning. Dit is die naam van hierdie ou. God is my koning. Maar dan, gegee die hongersnood in die land, wat doen hy? Wel, hy vat sy vrou, en hy vat sy kinders, en hy verlaat sy tuisdorp, Bethlehem. Bethlehem beteken die huis van brood. En hy gaan dan na Moab, wat beteken my vader. Moenie die ironie so mis nie. Hier is 'n man, sy naam is God is my koning, daar's hongersnood in die land. Wat doen hy in die midde van sy krisis en sy behoeftigheid? Wat hy doen is hy verlaat die huis van brood, die huis van God se brood, en hy draai as dit ware na Moab toe en hy sê, sal jy my vader wees, wat aan my daaglikse brood sal voorsien. Maar vriende, dit is nie lank nie, en wat gebeur daar in Moab met Elimelech en sy familie? Wel, dinge gaan van bad na worse toe. Dit is wat gebeur. Naomi, Elimelech se vrou, wie se naam beteken, soos ons net nou gesê het, aangenaam, wel haar lewensstorie draai alles behalwe aangenaam uit. Eers sterf haar man, dan sterf haar 2 seuns, haar seuns Maglon en Giljon. Maglon beteken sieklik, Giljon beteken verwoestend, dit is hoe hulle storie uitdraai. En al wat Naomi op die einde van die dag in hierdie heidense land oor het, in hierdie vreemde land, is sy se vreemdeling en sy 2 heidense skoondogters. Dit is hoe die storie van Rut begin. Vriende, moet dit ook nie mis nie, daar's 'n baie, baie belangrike Bybelse motief wat hier in die begin van die boek van Rut uitspeel. En dit is die motief van die kinderlose behoeftige vrou. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, dit is 'n massiewe tema, 'n motief, reg deur die storie van die Bybel. So dink net in die boek van Genesis, waar ons sien hoe Sara is die oorspronklike kinderlose behoeftige vrou, dan Rebekka in Genesis, dan Rachel in die boek van Genesis ook, dan net in die boek voor dit in Rigters het jy vir Manoag, wat Samson se ma geword het, as weer eens so 'n kinderlose vrou, net in die boek hierna in Samuel se ma Hanna is die volgende voorbeeld van so 'n kinderlose vrou. Dan in die Nuwe Testament Johannes die Doper se ma Elisabeth is nog so 'n voorbeeld van 'n kinderlose vrou. En die punt van daardie motief, vriende, reg deur die storie van die Bybel is simbolies. Daar's simboliek agter hierdie kinderloosheid van hierdie key karakters in die storie van die Bybel. Dit simboliseer God se behoeftige mense wat gegeewe die gevalle wêreld waarin ons onsself bevind, hulpeloos en hopeloos is. Die kinderlose vrou en die karakters van die Bybel kommunikeer, simboliseer hierdie mense van God wat tot die einde van hulle self gekom het. 'n Mense wat diep behoeftig is, maar hulle besef in van hulle self kan hulle nie dit doen wat hulle na smag nie. Hulle het God se bonatuurlike ingryping in hulle lewens nodig. Hulle moet staat maak op die Here se bonatuurlike ingryping. En dit is presies hoe hierdie eerste toneel in die boek van Rut in vers 6 eindig. Kyk saam met my daar in die teks. Naomi vers 6, terwyl sy daar in Moab sit, sy's nou rock bottom daar in Moab, ontvang dan die nuus, daar's 'n boodskap wat sy hoor. Sy ontvang die nuus van die Here, dat die Here op sy volk ag gegee het, deur aan sy volk weer brood te gee. En wat doen sy in haar desperaatheid? Besluit sy om die koringvelde van Moab te verlaat en om terug te gaan na Bethlehem toe, om terug te gaan na die huis van brood, die huis van brood van die Here. Vriende, hierdie eerste toneel in Rut hoofstuk 1 is 'n storie wat ek hoop jy al klaar kan agterkom, is iets wat ek en jy mee behoort te kan vereenselwig. Die realiteit is dat ek en jy bevind onsself spreekwoordelik
bevind ons onsself in die tyd van die rigters. Ek en jy lewe in 'n land en ons lewe in 'n wêreld waar God se gekose koning nie heiliglik erken word nie. In die taal van die laaste vers in Rigters, vriende, en ek hoef niemand van ons hiervan te oortuig nie, ek en jy lewe in 'n wêreld waar elkeen doen wat reg is in sy of in haar eie oë. Dit is die wêreld waarin ons onsself bevind. Jy kan maar net die nuus daar buite kyk, die social media volg, die rolprente sien, die liedere luister, staan maar net om die braaivleisvure, of kyk maar net na selfs die advertensies wat nou so verskriklik opslaan maak in 'n plek soos Woolworths op die oomblik. En dit is baie, baie duidelik vir jou en vir my dat ons lewe in 'n wêreld net soos duisende jare gelede, waar everyone is doing what is right in his own eyes. Dit is presies wat Paulus vir ons sê, as hy vir ons die diagnose gee van die mensdom in Romeine hoofstuk 1. Paulus sê daar, ons is 'n mense wat onsself bevind in 'n wêreld waar ons as die mensdom as 'n geheel, praat nie van elke individu nie, maar die mensdom as 'n geheel, sê Paulus Romeine 1, is 'n mense wat die heerskappy van die Skepper God verwerp het en die morele verval in ons wêreld, die korrupsie in hierdie wêreld, die ongeregtigheid en die goddeloosheid, vriendin in ons wêreld, is die bewys dat ons reeds onder die oordeel van God staan. Dit is wat Paulus sê in Romeine 1. Die gemors in ons wêreld maak nie dat ons in die moeilikheid by God is nie. Die gemors in die wêreld kommunikeer aan jou en my dat ons reeds in die moeilikheid by God is. God het reeds ons, as 'n rebellerende mensdom, het hy reeds ons aan onsself oorgegee. Hy het gesê, julle wil lewe asof julle koning is, elkeen doen wat reg is in sy eie oë, kom ons doen dit, kom ons kyk hoe werk dit uit vir julle. En dit, vriende, is die wêreld waarin ek en jy vandag onsself bevind. Ons bevind onsself in 'n wêreld wat spreekwoordelik, is daar 'n hongersnood in hierdie land. Ons lewe in 'n wêreld waar ons God se voorsiening van dit wat ons nodig het verwerp, en vir daardie rede waar die Here sy voorsiening onttrek. En hier is die gevaar vir jou en vir my as gelowiges wat onsself bevind in so 'n wêreld. Die gevaar vir jou en vir my is dat ek en jy soos Elimelech dan kan ophou wag op die Here om te voorsien, en dat ek en jy as gelowiges in ongeloof dan gaan en na ons spreekwoordelike Moabs toe hardloop vir voorsiening. Dan kan ek jou vra, gelowige Elimelech, jy wie sê God is my koning, jy sê Elimelech, ons is, kan ek jou vra, wat is dit vir jou? Hoe word jy gelowige tans versoek om buite die wil van die Here te beweeg ten einde jou eie welstand te verseker? Hoe is ek en jy besig om soos Elimelech te wees? Wat vers 1 tot 6 vir ons tot wil waarsku vandag, vriende, is dit wil vir jou en vir my sê, gelowige Elimelech, moenie dwaas wees nie, moenie uit die Here se geopenbaarde wil uit beweeg nie. Indien jy dit doen, mag jy dalk in die kort termyn, mag jy dalk 'n return on the investment kry. Maar oor die lang termyn gaan dit terugkom om jou te byt. Moet dit nie doen nie. Dis die waarskuwing in hierdie gedeelte vir jou en vir my. Nee, vriende, wat ek en jy moet doen, wat hierdie eerste toneel aan ons kommunikeer, is wees wys. In die tye van ons spreekwoordelike hongersnood, kom ek en jy wag op die Here. Kom ons wag in Bethlehem. Kom ons bly in Bethlehem en ons wag by die huis van die brood op die God wat beloof dat hy sal na sy kinders omsien. Maar indien jy dalk vandag hier so sit en soos Naomi, weens jou eie of ander se dwaasheid, vind jy dat jy is heiliglik rock bottom hier in Moab, kan ek jou uitnooi, die goeie nuus in vers 6 is dat daar is inderdaad goeie nuus, dat God het reeds ag geslaan op die nood van sy mense, van jou en my, en hier is die amazing ding, vriende, God het aan ons die brood voorsien, wat ek en jy nodig het om waarlik te lewe, nee. Kyk saam op die skerm, Jesus stel juis hierdie motief op. Die broodmotief is die motief wat ook reg deur die storie van die Bybel hardloop. En Jesus nooi elkeen van ons uit.
Jesus sê vir jou en vir my, Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel uit neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid en die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Dis 'n uitnodiging, vriendin, vir elkeen van ons. Of jy nog nooit gekom het na die lewende brood, die een wat gebore was in Bethlehem nie. En of jy dit al tevore gedoen het, kom ons doen dit opnuut. Kom ons kom na Jesus toe. Kom ons sê, Jesus, ek sal wag op jou, maar ek weet dit, by jou is daar God se voorsiening vir my nou en vir alle ewigheid. Vriende, kom ons kom na Jesus toe. Hier is die tweede gedeelte van die storie. Ons is nog steeds in Rit hoofstuk 1, maar ons gaan nou kyk na die tweede opskrif daar in daai tweede toneel van vers 7 tot vers 19. En sien raak saam met my daar, vriende, die Here se verbondsbeloftes word daar aangegryp. Die Here se verbondsbeloftes word aangegryp. En so ons stel die storie daarop in vers 7. Naomi dan is sak en pak, sy vat haar 2 skoondogters saam met haar en hulle begin net so, ons weet nie hoe ver nie, maar hulle begin so half net uit Moab uit te trek. Imagine die scene. Probeer dit insien. Hulle staan daar net so 'n paar kilos buite Moab en hulle kom by die eerste vurk in die pad. En daar staan hierdie 3 vrouens, hulle staan met hulle tasse, hulle die sweet tap hulle al reeds af, hulle is al klaar so 'n bietjie moeg, maar hulle het maar nog net 'n paar kilos gestap, maar daar's 'n vurk in die pad. En een bordjie sê Moab 4 kilos links, die ander een sê Juda 74 kilometer regs. En so wat Naomi doen is sy draai na haar 2 skoondogters toe. Sy's nie besig om hulle te manipuleer nie, sy bedoel hierdie opreg. En sy probeer hulle te oortuig om te bly in Moab. Sy dink honestly dit sal die beste wees vir hulle. En so kyk daar so saam met my hoe sy hulle probeer oortuig. Vers 8 tot 9. Naomi kom by haar dogters. Sy sê vir haar dogters, my liewe dogters, gaan huis toe, gaan terug na julle biologiese ma's toe. In feite daarso kan julle dalk weer mans kry terug in Moab en julle kan rus vind in 'n ander man se huis sien en laat albei van julle nou weduwees is. Gaan huis toe. En soos wat sy dit doen, jy kan in die kamera imagine daarso, die teks sê vir ons vers 9, is daar so 'n gesoen en 'n gedruk en 'n gehuil en 'n geween. Hier is 'n hartseer oomblik. Naomi is reeds lief vir hierdie dogters en hulle is reeds lief vir haar en die 2 dogters, Orpa en Rut, vers 10, sê van Naomi, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk toe. En so Naomi draai weer 'n keer. Naomi, vers 11 tot 13, sê vir haar 2 dogters, nee my dogters, draai om. Gaan terug huis toe. Dit is die slim ding om te doen. Kyk, sê Naomi vir hulle, ek is te oud. Ek gaan nie weer kan trou 10 nie. En nou gebruik Naomi hierdie absurde argument om haar punt huis toe te maak. Sy sê, luister hier, sy sê vir haar dogter, selfs as ek nou, vandag, net hier op hierdie oomblik, 'n nuwe man sou kry, en ek en hy trou vandag, en ek word nie net swanger vandag nie, maar ek baar 'n tweeling vandag. Selfs dan, gaan julle vir pretty lank moet wag voor daai 2 laities oud genoeg is vir julle 2 om met hulle te trou. Ten daai tyd is julle 10 te oud vir hulle. So op punt is om te sê, luister, daar's nie 'n manier wat ek of selfs my nasate na julle kan omsien nie. Gaan terug na Moab toe. Dit is die beter ding vir julle 2 om te doen. En op daardie oomblik sien ons vers 14 is daar weer 'n gedruk en 'n gesoen, 'n gehuil en daar's 'n geween en Orpa, die een suster, besluit toe die een dogter besluit, okay. Sy draai terug. Orpa se naam beteken die agterkant van jou nek. Want dit is die last memories van Orpa. Is hoe Orpa dan terug na Moab toe. Maar daar's Rut en sy klou, die teks sê sy klou letterlik vas aan Naomi. En so vir 'n derde keer kom Naomi en sy sê vir Rut, kyk daar stap jou skoonsister. Sy teruggekeer, let wel, moet dit nie mis nie, sy keer terug na haar volk en sy keer terug na haar gode toe. Kom nou Rut, wees wys, stap saam met haar, jy kan haar nog inhaal, sy net om die draai, kom, gaan. Maar dan reageer Rut met hierdie woorde, wat ek dink redelik bekende woorde is die enigste woorde wat ons baie keer in Sondagskool oor Rut gedoen het.
Maar hierdie woorde wat regtig die klimaks is van hoofstuk 1, hoor die woorde, ek lees dit vir ons, kyk saam na in die teks, vers 16 en 17. Rut antwoord dan vir Naomi en sê, Naomi, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Vriende, daai woorde is belangrik, want daai woord doen echo eintlik vir ons een van die belangrikste refreine wat ons reg deur die Ou Testament kry. En dit is wanneer ook al God, Jahwe, die God van Israel, sy verbond sluit met Israel, dan het gaan God en hy gebruik hierdie taal en God sê vir Israel die hele tyd, julle Israel sal my volk wees en ek sal julle God wees. Met ander woorde, wat Rut hierso sê is, Rut kies nie net hier om lewe te doen met Naomi nie. Rut kies hier om lewe te doen met Naomi se God. Jy sien die naam Naomi beteken vriendskap. En wat ons hierso sien is juist dit. Naomi kies nie net om in 'n vriendskapsverhouding te staan met Naomi. Rut kies nie net om in 'n vriendskapsverhouding te staan met Naomi nie, maar om ook 'n vriend van Jahwe, die God van Israel, die verbondsgod te wees. En vriende, moenie vir 'n oomblik vergeet dat hierdie storie is 'n ware verhaal van mense net soos ek en jy nie. Is 'n verhaal van regte mense met drome en aspirasies, verhoudings en vrese net soos ek en jy. So probeer net vir 'n oomblik saam met my indink die koste verbonde aan dit wat Rut hierso gekies het. Jy sien, Rut hierso, wanneer sy besluit om saam met Naomi te gaan, dan sê sy totsiens vir haar familie, sy sê totsiens vir haar vriende, Rut sê totsiens vir haar land en haar taal en haar kultuur. Sy weet baie goed dat sy gaan nou in Juda die vreemdeling wees wat heel onder op die social ladder gaan opeindig. Sy besef sy gaan na hierdie nuwe land toe met geen obvious sekuriteit nie. Sy's 'n weduwee sonder kinders. Die enigste persoon in daai land waarna toe sy nou gaan wie sy gaan ken, is nog 'n weduwee sonder kinders. Maar ten spyte daarvan, ten spyte van die koste, kies Rut hierdie lewenspad vir die eenvoudige rede dat sy in 'n verbondsverhouding met die Here God wil staan en sy ag dit as meer kosbaar as alles wat sy gaan moet agterlaat in Moab. En vriende, hoor asseblief tog mooi, hierdie toneel in Rut hoofstuk 1 vers 7 tot 19 dien as 'n lewende lywe illustrasie vir jou en vir my van 'n waarheid wat lê reg by die hart van Bybelse geloof. Ek weet nie of jy dit besef nie. Maar hierdie is fundamenteel tot Bybelse geloof beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dit is, vriende, dat ware geloof in die ware God kom altyd teen 'n prys. Besef jy dit? Kyk saam met my op die skerm hoe Jesus hierdie punt gemaak het. Hoe toe Jesus jou en my geroep het om hom te volg, die paadjie agter hom aan te stap, toe roep hy ons op dieselfde paadjie as Rut. Jesus sê in Lukas 14 vers 26 en 27, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Paulus, wanneer sy verhouding met Jesus beskryf aan ons, dan sê hy presies dieselfde ding in die bekende woorde van Filippense 3 vers 7 tot 8. Paulus sê hierdie is die lewenspad wat hy gekies het, maar wat vir my 'n bate was, beskou ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad, beskou ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Ter wille van hom het alles vir my waardeloos geword en beskou ek dit alles as vullis, as gemors, sodat ek Christus as my bate kan bekom. Die Bybelse waarheid, die vriende, is so belangrik vir ons om te begryp. Vriende, besef dit, genade,
die genade wat ek en jy by God in Jesus vind, is inderdaad verniet. Daar is niks wat ek en jy kan doen om God se guns te wen, te koop nie. God se genade in Jesus is vir ons geheel en al verniet, maar die feit dat genade verniet is, beteken nie dat genade goedkoop is nie. Genade kom teen 'n prys. Soos Dietrich Bonhoeffer het gesê het, when Christ calls a man, he bids him or her come and die. Of soos ons hier in die storie van Rut dit geïllustreer word. Kan ek jou uitnooi, vriendin, gelowige, ongelowige, as jy dalk vandag hier so sit en jy oorweeg dit om 'n disipel van Jesus te word. Onthou die storie van Rut, dit is 'n behulpsame prentjie vir hoe ware geloof lyk. Wat God elkeen van ons roep wat op pad agter Jesus aan gaan stap na die huis van brood toe. Is God roep jou en my om ons rug te draai op Moab. Al die skatte van Moab en al die afgode van Moab. Hy roep ons om daadwerklik die woordjie terugkeer kom 12 keer in die tweede toneel kom dit voor. 12 keer, dis presies dieselfde woordjie as die woordjie bekeer in die Ou Testament. 12 keer sien ons hier hoe Naomi en Rut bekeer. Hoe hulle wegdraai van Moab, al die skatte en afgode en hulle sê ons gaan vashou in hierdie God en aan sy verbondsbeloftes. Dit bring ons dan by die derde en die laaste toneel in die storie. Vriende, en ons vind dit in vers 19 tot vers 22. Hier is die derde gedeelte in Rut hoofstuk 1. Sien raak saam met my daar die Here se hand. Die Here se hand in verlies word nie afgemaak nie. En dit is wat ek graag wil hê ons daar nie moet mis nie. So hier is die derde toneel. Nou uiteindelik, ons weet nie hoe lank nie, ek dink Juda ten minste is omtrent so 70 kilos weg vanaf Moab af, en ek sien presies seker hoe ver was dit nog vir hulle tot by Bethlehem nie, maar hier kom Naomi en Rut kom uiteindelik aan daar in Bethlehem, en jy kan dit net imagine, almal begin stadig maar seker, hulle herken obviously vir Naomi, en hulle stroom daar na haar toe, die teks sê, dis meestal die vrouens, hulle kom drom daar om Naomi, en hulle begin half uitvra, maar hoorie, is hierdie Naomi, waar's haar man, Elimelech, waar's haar twee seuns, wie is hierdie heidense vrou saam met wie sy is? En dan kom Naomi en sy antwoord die skare op die volgende manier. Lees saam met my daar in vers 20 en 21. Sy sê vir die skare in Bethlehem, noem my nie Naomi nie. Noem my eerder Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het? En die Almagtige my kwaad aangedoen het. Nou hier is die ding. Ek dink meeste van ons, en ek dink die Afrikaans, laat dit ook so vir jou laat voel, ek dink meeste van ons lees daai, en dit klink vir ons so klein bietjie, asof hier het Naomi so bietjie van 'n geloofswobbly. Voel dit so vir jou? So bietjie van 'n, sy het so bietjie van 'n geloofswobbly hier, en sy is so bietjie miffed en kwaad met die Here, oor hoe haar lewe uitgedraai het. Vriende, ek wil vir ons sê, dat ek dink wat hier gebeur is presies die teenoorgestelde. Dit wat Naomi hierso sê, is nie 'n teken van haar ongeloof nie, dit is eintlik 'n teken van haar geloof. Elke keer wat Naomi net voor dit na die Here verwys het, en elke keer hierna wat Naomi na die Here verwys sy na die Here in positiewe terme, en ek dink sy doen dit ook hier, en ek dink die klou is in die herhaling van die woord Almagtige. Die punt is, wat Naomi hierso kommunikeer, is dat Naomi kyk inderdaad na haar swaar kry. Sy kyk na haar seer, sy kyk na haar verlies, maar sy erken en sy vind berusting in die soewereiniteit van God, te midde van haar behoeftigheid. Net soos wat Job in sy verdriet kon gesê, die Here het gegee, en die Here het geneem. Net soos wat Jesus op die kruis kon gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Is hierdie 'n soortgelyke erkenning en bewustheid wat sy het, hier waar ek myself bevind, rock bottom, terug darm in Bethlehem, is hierdie uiteindelik die toedoen
van die Here, die almagtige God. En so vriendin, kan ek jou weer vra, die vraag wat ek reg aan die begin vir elkeen van ons gevra het, stop gou vir 'n oomblik en dink net vir 'n oomblik. Ek weet dit is nie maklik vir elkeen van ons, vir party van ons is die seer wat ons ervaar, die gebrokenheid wat ons eerstens nou beleef, of in die verlede, dit wat ons mank gelos het. Elkeen van ons weet al te goed wat dit is. Dink gou vir 'n oomblik, wat is dit vir jou? Vriende, kan ek jou aanspoor, soos wat ek myself aangespoor het hierdie week, en probeer aanspoor vandag selfs hier, dat ons Naomi se geloofsperspektief sal kan hê. Kan ek ons aanspoor? Ons hoef dit nie rasioneel te kan verstaan nie. Maar kom ons getuig saam met gelowiges van alle tye af, dat die Here is op 'n misterieuse manier teenwoordig in die slegte dinge wat ons ervaar. Dit is nie per toeval nie, sy hande was nie gebind nie. Hy het nie gesien dat daar slegte dinge op pad na jou en my toe is, maar toe was hy omkant gevang, of hy wou ons actually help, maar hy kon nie, want die duiwel het hom net gevang toe hy nie gekyk het nie. Kan ek en jy berusting vind in die soewereiniteit van God, te midde in ons swaar kry en ons seer? Vriende, hoor asseblief tog mooi, ek en jy gaan net in ons geloof, op die pad van geloof, gaan ek en jy net staande bly, as ons 'n manier kan vind, om ons behoeftigheid te kan sien, as die liefdevolle dissiplinering, vormingswerk, dink aan dissiplinering in die sin van vormingswerk, van ons liefdevolle hemelse Vader. Dit is wat baie tekste sê, so Spreuke hoofstuk 3 vers 12, Nuwe Testament, Hebreërs 12 vers 6 en Jakobus 1, is maar net voorbeelde van dit. En hoor dit asseblief tog mooi, vriendin, jy gaan net staande bly in die midde van jou geloof, gaan jy net staande bly as jy, dit is net as ek en jy kan besef dat die Here is soewerein in die slegte dinge van ons lewens, wat ek en jy die geloofshoop sal hê, dat hy ook dan kan soewerein wees, om uiteindelik die storie 'n goeie storie te kan maak. En so kom ons hou vas daaraan, en ek sluit hiermee af. Vriende, rit hoofstuk 1 eindig nog nie totaal bevredigend nie. Ek weet nie of jy dit opgetel het nie. Die storie hier is nog nie 'n happy ending ten volle nie. Die Here se onsigbare hand moet nog baie wonderwerke doen in die lewe van Naomi en in die lewe van Rut in die volgende paar weke, soos wat hulle lewensstorie gaan uitspeel, en wie weet hoeveel jare dit was. Dit is vir ons net in 4 hoofstukke hier gepen. So dinge op hierdie stadium is nog nie ten volle bevredigend in hulle lewe nie, maar daar is flikkers van hoop. Sien jy die amazing flikker van hoop aan die einde van vers 22? Vers 22 eindig, in Bethlehem het hulle daar aangekom, en dit was die begin van die garsoes. En so, vriendin, is dit vir elkeen van ons wat in geloof agter Jesus aanstap, kan ek jou daarmee los vandag. Moenie die flikkers van hoop in jou lewe mis nie. Moet dit nie geringskat nie. Dit is oral om jou. As ek en jy maar net die oë het om dit te kan sien, sal jy in die midde van jou behoeftigheid, sal jy die Here se onsigbare hand sien, soos wat hy besig is om te werk in jou en my lewe. En hier eindig ek met die grootste flikker van hoop. Paulus sê dit so mooi in 1 Korintiërs 1 vers 23. Hierdie is die grootste flikker van hoop vir jou en vir my, vir elkeen van ons. Paulus sê, Christus is die eerste opbrengs van die oes wat kom, en by sy wederkoms ook almal wat aan hom behoort. Hier's die amazing ding, vriende, die storie sal vir jou en vir my 'n happy ending hê. Jesus het opgestaan. Jesus kom terug. Wanneer hy terugkom, sal ek en jy opstaan. Dit gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Geen meer trane, geen meer pyn, geen meer behoeftigheid nie. Die storie gaan vir ons goed eindig. Hou daarin vas. Wees 'n Naomi, wees 'n Rut. Kom ek bid vir ons saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil vir U loof en prys dat U ons het. U het ons deur die
die ups en die downs, in die maklike en in die moeilike tye van ons lewens. Here, soos wat U gewerk het, baie kere onsigbaar, in die lewe van Naomi en Rut, o Here, maak asseblief deur die werking van die Gees die oë van ons harte oop, dat ons U onsigbare hand in ons lewens sal sien en krediet vir U sal gee vir hoe U besig is om na ons om te sien. Maar bo alles, o Heer, bid ek dat die werking van die Gees, dat U ons oë sal gefestig hou op Jesus en Hy wat eendag alle hartseer stories gaan kom uitstryk, almal wat onder sy heerskappy, die heerskappy van die koning staan, sy hartseer stories sal uitstryk sodat dit 'n happy ending forever after sal wees. Here, asseblief hou ons, bekragtig ons en bemoedig ons, soos wat ons wag op koning Jesus. Ons bid dit in sy naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.